Baie dankie, dit is heerlik om weer hier in ons fokus sitkamer te sit en oor die grootste nuusgebeure van die week te gesels. Op die agenda vanaand het ons natuurlik wie word Suid-Afrika se volgende ambassadeur na die Verenigde State. President Cyril Ramaphosa sê hy gaan eers daardie aanstelling maak sodra die stof 'n bietjie gaan lê het en die verhouding met Amerika herstel is, maar Ebrahim Rasool is Sondag het 'n helde ontvangs gekry by die Kaapstad Internasionale Lughawe nadat hy as persona non grata verklaar is en terug is na Suid-Afrika. Intussen sit ons met geen ambassadeur in Washington nie en daar word nou sekere name genoem oor wie vir Ebrahim Rasool moet vervang. Dan ook op die agenda, dit was Vrydag Menseregte Dag gewees en Julius Malema het sy ondersteuners, die EFF ondersteuners, toegespreek op Menseregte Dag en toe weer die lied Kill the Boer ook gesing by hierdie samekoms en weer eens is dit nou 'n gesprekspunt ook nadat onder die aandag van Elon Musk gekom het en die Amerikaanse president Donald Trump wat intussen ook 'n paar dinge op sosiale media kwytgeraak het oor die situasie hier in Suid-Afrika en ook natuurlik oor die sing van hierdie lied Kill the Boer. En dan het die ANC nou uitgereik na ander partye buite die regering van nasionale eenheid oor die begroting wat hy goedgekeur wil kry. Dit na die DA gesê dat hy nie die begroting steun nie. So die ANC het uitgereik na die EFF, na die MK-party, ook 'n vergadering gehad met Action SA in 'n poging om hierdie begroting goedgekeur te kry. Die EFF, een van die partye wat gesê het, as jy die DA en die Vryheidsfront Plus uitskop, sal ons hierdie begroting van jou steun. So ons kyk ook na hoe die ANC die regering van nasionale eenheid dan benader, ook wat die begroting betref. By my hier in die ateljee, Roland Henwood, hy is politieke wetenskaplike verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Roland, goeienaand. Connie Mulder, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Welkom hierso, Connie. Goeienaand Anton, Roland, lekker om hier te wees. Ek wil graag begin met ons ambassadeur wat na Amerika toegestuur word. Ons het verlede week op fokus ook hieroor gesels, oor Ebrahim Rasool wat as persona non grata verklaar is. En nou word daar sekere name genoem, onder meer die adjunkminister Andries Nel, wie se naam genoem word vanuit ANC-kringe, dat hy 'n voorkeurkandidaat is om dan Amerika toegestuur te word. Ook vanuit die DA se kringe word daar genoem dat Tony Leon eerder as ambassadeur na Amerika gestuur word. Roland, ek weet nie of die benadering, kom ons kyk eerstens na die benadering wat gevolg word deur president Cyril Ramaphosa, om te sê, goed, ons gaan eers hierdie aanstelling maak sodra die stof gaan lê. Dink jy dit is die regte manier om hierdie te benader, gegee ook die spanning wat daar heers tussen Amerika en Suid-Afrika? Ek dink as ons vinnig 'n ambassadeur wou aanstel, dan moes dit gebeur het kort nadat Rasool persona non grata verklaar is. Op die stadium is dit waarskynlik nie meer so 'n dringende kwessie nie en dalk beter om 'n bietjie te wag. Die rede waarom ek sê om bietjie te wag is onder andere dat daar's 'n hele klomp poste in Washington wat die Trump-administrasie nog nie gevul het nie. Dit is die sleutelmense met wie gepraat moet word. Ek dink die fout wat 'n mens nie moet maak nie, is om te dink jy kan buitelandse verhoudinge op 'n diplomatieke vlak bedryf deur met kongreslede en ander te praat. Dis nie die regte benadering nie. Daar's 'n plek daarvoor, maar dit is nie waar ons nou moet wees nie. So om daai rede dink ek dis goed om te wag. Die tweede belangrike rede is dat laat die temperature so 'n bietjie afkom, laat dinge bietjie kalmer raak en dat daar 'n oorwoë besluit geneem word wanneer mense 'n bietjie meer idee het van as jy dit gaan kry van hoe die wind nou eintlik in Washington waai en dit help nie om op 'n dag tot dag basis te probeer reageer nie. Jy gaan nie bybly nie. So gee kans dat dinge in 'n bepaalde rigting begin gaan. In die derde plek dan kan daar 'n oorwoë besluit geneem word oor wie is die geskikte persoon om daardie ampt te gaan beklee. Laaste rede, die FSA het nie ambassadeur in Suid-Afrika nie. So ons is op dieselfde vlak. Ons het 'n waarnemende ambassadeur, Charles de Vers, wat na die basiese sake omkyk en dit hanteer. Ek dink wat Suid-Afrika moet doen is om 'n persoon te gaan kyk wat nie net 'n politieke aanstelling is en 'n figuur is nie, maar iemand wat weet hoe werk Washington se politiek en dan baie belangrik, hierdie kan nie net 'n Dirkou besluit wees en die president adviseer nie, indien hulle ooit op daai vlak opereer. Ek dink die president reageer maar as ANC-leier hierop. Dit moet ook handel en nywerheid en sulke rolspelers wees wat gaan 'n bydrae maak en gaan 'n invloed uitoefen, want die persoon wat Washington toe gaan moenie net
'n politieke rol speel nie. Die primêre fokus moet wees diplomatieke betrekkinge, maar op 'n handelsfokus, nie op 'n politieke fokus uitsluitlik nie. En daarom sal 'n politieke aanstelling nie noodwendig die beste keuse wees nie. So in kort is nou die tyd om te wag. Ek het nou al Roland voorstelle gehoor, mense sê en ek sien Ramaphosa sê ook hy het al baie voorstelle ontvang of mense wat hulle self bereidwillig verklaar om ambassadeur daar te gaan wees. Maar sal dit dan wys wees om byvoorbeeld iemand aan te stel wat 'n voormalige hoof van een van die groot maatskappye hier in Suid-Afrika is wat bietjie meer van 'n besigheidsbrein het en wat dalk verstaan hoe Trump dalk dink en hoe die Amerikaners dalk dink? Ek dink nie ons gaan maklik 'n sakepersoon kry wat senior genoeg is wat daai pos wil vat nie. Ek dink nie daar is iemand in die sakegeleeder wat noodwendig gaan weet hoe Trump dink nie. Op die stadium reageer hy ongelooflik vinnig en dit lyk asof sy strategie is om almal van balans af te hou. So wat ek sou voorstel is ten minste dat daar deur grondige gesprekke gevoer word met sakelei in Suid-Afrika, beide Suid-Afrikaanse sakelei en die wat besighede uit die FSA verteenwoordig, om 'n gevoel te kry vir wat besig is om te gebeur, maar ook wat is die verwagtinge. Hierdie pos is nie net 'n regeringspos nie, dis iemand wat die belange van Suid-Afrika, onder andere die sakesektor moet gaan verteenwoordig. As daar so iemand is wat ook die politieke vermoë het om in Washington te opereer, kan dit 'n goeie aanstelling wees, maar dit gaan waarskynlik moeilik wees om daai kombinasie in een persoon te kry. Connie, dan sit jy nou nog met die probleem hier dat jy sekere besluite van die Suid-Afrikaanse regering natuurlik aan Amerika moet gaan verduidelik. En ek dink dit is die groot werk van 'n diplomaat is om dit mooi diplomaties te gaan stel. En ek stem saam met Roland dat in so 'n geval dink ek moet mens dalk eerder apolities kyk en dis 'n Andries Nel of 'n Tony Leon dalk nie, hoewel Tony Leon dalk nie meer so aktief betrokke binne die DA is nie. Ek weet nie of dit so 'n goeie aanstelling sou wees nie. Maar ek dink byvoorbeeld aan iets wat Ramaphosa nou verlede week ook gesê het, met die terugkoms van Ebrahim Rasool is, kom ons wees rustig oor dit, kom ons verheerlik nou nie die man as hy hier aankom nie. En nommer 2 word daar nou gesels oor die hernoeming van Sandton Rylaan, wat hulle nou Lila Khalid wou noem. Het lyk asof Ramaphosa besig is om bietjie skrikkerig op te tree, ook wat betref die verhoudinge met Amerika, en ek sal verstaan dat hy dan ook wil wag totdat die stof gaan lê voordat jy die ambassadeur gaan aanstel. Ja, man, die sekerste teken dat jy geboelie word is as jy sê ek sal nie geboelie word nie. En dit is min of meer wat hier gebeur het. Daar's 'n paar goed wat duidelik is uit hierdie. Die een is ambassadeur se werk is inderdaad dan nou om jou te gaan verteenwoordig daar, maar 'n tweede deel van daai werk wat net so belangrik is om die temperatuur op grondvlak daar terug te stuur na Suid-Afrika toe. En dis pynlik duidelik dat Rasool glad nie in staat was om dit te doen nie. Hy het glad nie vir die ANC kon verduidelik wat is die grommigheid in die Withuis nou nie, hoe veglustig is hulle eintlik regtig nie. En dit verduidelik aan tot 'n groot mate al die voetfoute, die ANC is regtig besig om blind hierdie deur te maak tot op hede. En dit gaan nou net voortgaan. Jy gaan nog steeds niemand hê wat vir jou op Washington se grondvlak of voedselvlak kan verduidelik nie. En ek dink Ramaphosa se taktiek hier sou altyd wees wag tot die stof gaan lê. Ek is nie so seker die stof binnekort gaan lê nie wel. As jy na Trump kyk, alles skree hulle is lus vir eskalasie wat hierdie aanbetref. En dit beteken hulle gaan teen die temperatuur aanhou opjaag met AGOA wat hernu word. Ek dink is dit in September met die G20 in November. Is daar wel 'n drukpunt, 'n logiese punt waartoe hulle kan druk, en ek kan nie sien hoe hulle gaan regtig nou besluit, alright, julle is nou stil. Nou haal ons die voet van die petrol af nie. So die taktiek gaan wees as jy moet stil hê hier, dan gaan jy vir meer as 'n jaar moet niks doen nie. En ek dink ons moet ons al voorberei. Ek dink ons gaan 'n ambassadeur hê voor 2026 nie. Ek dink hulle gaan 'n lang ruk vat om hier aan die gang te kry en toenemend in daai tyd meer en meer voetfoute maak is my vrees. Want die slim ding om te doen hier wat as jy die ANC is jy kry 'n oud Afrikaner leier en jy stuur hulle oor. Nie wit nie, net 'n Afrikaner leier. Want dit neutraliseer 'n klomp goed onmiddellik. Is nou het jy iemand wat namens hierdie minderheidsgroep wat glo so onderdruk word volgens jou kan praat. Hy praat nou in Suid-Afrika. Dit maak dit baie moeilik vir Trump om dan nou daar te kan allerhande goed sê oor grondkonfiskering as dit 'n Afrikaner leier of selfs 'n ou landbouleier of iets in daai lyn is wat uitkom en sê nee, hierdie goed gebeur net nie. Dis baie meer geloofwaardig as Ebrahim Rasool wat
die Weskaap vir die ANC verloor het en toe beloon is met 'n ambassadeurspos. En dit sal dit baie moeilik maak vir Trump spesifiek om aan te hou op die trant wat hy nou is teenoor Suid-Afrika. Maar dan moet die ambassadeur actually opdaag by goed, wat Rasool net nie gedoen het nie. Hy het nooit opgedaag by goed nie, hy het nêrens heen gegaan nie. So dis die slim ding om te doen. Wat die ANC gaan doen, is hulle gaan 10-1 rebels hier optree. Ek kan klaar dit is my fascinerend, maar die klanke is hard wat sê, nee, ons gaan nie 'n wit ou stuur nie en ons sal nie dit doen nie. En hulle raak toenemend lus om te sê, maar is net die ANC wat buitelandse beleid beheer. En dis die tweede groot voetfout hier. Hierdie is die ideale geleentheid om buitelandse beleid na die kabinet toe te vat en na die uitvoerende gesag te sê, maar die hele RNE moet betrokke hierby wees, want dan kan jy as die ANC afstand doen van 'n paar van jou smaller buitelandse beleidsposisies met die goeie tempering wat sê, maar jong, ons is nie meer alleen beheer van hierdie nie. Ons het nou hier die DA wat vereis het ons met hierdie land bande bou of dat hulle hierdie ou en iets in daai lyn. Ek voorsien nie dat die ANC daai slim ding gaan doen nie. Ek dink hulle gaan sê ons hou buitelandse beleid en ons gaan amper vinger in die oog druk van Amerika en hulle gaan van wat ek kan aflei hier is hulle besig om iemand te soek wat nog minder pas as wat Rasool kan. En dit sal ongelukkig wees vir die ANC doen, maar dit sal fataal wees vir die verhouding nog verder. Ek begin ook wonder of hulle nie lus is om wanneer Amerika se ambassadeur hier aanstel op een of ander verskoning hom ook uit te sit en te kyk of kan hulle nie dit doen nie. En as jy nou in Balula se stuk lees die naweek en Zikalala luister ensovoorts, is daar regtig 'n kommerwekkende ontkoppeling van die werklikheid wat aangaan geopolities binne die ANC self, wat kliphard in 'n rigting gaan wat sê, maar ons sal nie geboelie word nie en ons gaan Amerika terugstorm. Met die ironie is, die presidentsie is die enigste een tans wat amper sê, begin besef het, nee, hierdie is 'n baie hoë risiko situasie vir ons almal, maar die ANC lyk dit my het nog nie daai gekry nie. En dis hoekom die presidentsie het gevra, moenie eintlik vir Rasool ontvang nie, maar die ANC het net voortgegaan en hy het toe nou tipies Rasool opgestaan gesê, hy spyt oor niks en hy dra dit soos 'n eerbewys ensovoorts, wanneer hy eintlik net klaaglik misluk het in sy werk as ambassadeur. Hy is 2 maande daar en hy's 'n totale mislukking wat hierdie betref, maar hy vier dit nou, so daar is die een kant, maar wat dit vir jou sê is binne die ANC, ek dink meneer Ramaphosa is besig om beheer te verloor oor sy caucus en oor sy party, dat hy probeer hulle in 'n rigting druk, maar hy het begin die gevaar besef. En dit praat dan met die Hudson Instituut se aanbevelings wat sê die manier hoe jy die ANC gaan skuif of verander is nie met sanksies teen die land nie, dis nie met uitsprake nie, dis niks van die goed nie. Hulle is te verskans en te ontkoppel. Maar individuele sanksies gaan werk. En Rasool is prakties 'n individuele sanksie wat gebeur het. En dit het vir Ramaphosa ten minste werklik geskit, want ek dink hy verstaan die omvang van wat hier gebeur het. Maar die ANC op grondvlak nog nie. Maar as daar 2 of 3 van daai ANC rank and file skielik uitvind, hulle reisplanne word bederf en hulle buitelandse bates word bevries, vermoed ek gaan jy baie vinnig sien, ek sal nie sê 180 nie, maar aansienlik minder veglustigheid in hierdie stryd. Want hulle begin nou amper in hulle self in 'n hoek inverf wat onmoontlik is om uit te kom. Wat is, hierdie is 'n moreel suiwer hoek, ons gaan geen pragmatiese of belangepolitiek bedryf nie. Ons sal die Palestina verdedig tot die laaste Suid-Afrikaner, is min of meer waar hulle nou is, want internasionale politiek baie meer pragmatisme kort as wat hierdie ouens tans aan die dag lê. Jy kan nog steeds Israel veroordeel en al daai goed doen, maar jy moet jou land se belange eerste stel. En jy moet gaan mooi vra, is hierdie regtig in ons belang om so betrokke hierby te wees, soos wat dit is? En hulle begin daai nou opbou. Ek dink amper soos die KP voor die verkiesing in 94 het aanvanklik het hulle gesê hulle gaan nie deelneem nie as onderhandelingstaktiek en toe dit ergens verander in maar ons gaan nie deelneem uit beginsel uit. En as hierdie nou 'n beginsel besluit word, ons gaan Amerika storm. Dan sien ek donker tye van handel in Suid-Afrika voorlê, ongelukkig, want laaste punt net, ons dink ons gaan net Amerika verloor as handelsvernoot. Het nou gesien Trump sê hy sit nie net sanksies op Venezuela, tariewe op Venezuela nie, maar enige land wat handel dryf met Venezuela, ook sonder tariewe. En ek dink ons moenie dink is buite perke as hy sê reg, hy gaan Suid-Afrika tariewe opsit en enige land wat by ons handel dryf ook sonder 'n tarief bysit. En dan gaan jy uitvind jy's baie alleen internasionaal. China en Rusland en daai is dalk gaan vir jou mooi sterk woorde briewe skryf, maar hulle is nie bereid om hulle land se belange te waag om jou nou te kom verdedig nie. Roland, iets wat Connie nou ook genoem het is die monopolie wat die ANC het op buitelandse beleid. Is dit iets wat prysgegee moet word vir die behoud van die RNE? Ek weet dit is klaar baie wankelrig, ons gaan nou ook daaroor gesels.
maar is dit iets waaroor die ANC alleenseggenskap moet hê? Nee, glad nie. Dit moes nog nooit so gewees het nie. En ek dink die punt wat belangrik hier is dit lyk asof daar in die presidentskap 'n begrip is dat hier moet 'n verandering kom. Die probleem wat jy het is die ANC in die verlede as meerderheidsparty het ANC-beleid as Suid-Afrikaanse beleid en belange voorgehou. Dit was nog nooit so gewees nie. En wat jy begin kry het is 'n ANC-elite wat elitebelange begin voorhou het asof dit Suid-Afrikaanse belange is. En dit moet verander. So hierdie is waarskynlik die geleentheid waar die druk toegepas kan word, maar ook waar die begrip, en dit lyk, dis vroeë dae, maar dit lyk asof die president verstaan, hier's 'n breek nodig. Ons kan nie aangaan soos ons aangaan nie. Nou dit mag wees dat die geraas en blaas wat uit die ANC kom, is eintlik maar die binnengeveg en die wat is die woord wat ek soek, die standing, weet wat die ANC, hulle staan nou op en maak hulle rug styf, maar dis nie wat die president besig is om te doen nie. En die mens sal moet sien, dink daar's 'n NEC-vergadering die einde van hierdie week, mens sal moet sien, want dit gaan sekerlik daar bespreek word. Wat kom daar uit? Gaan die ANC sy wil afdwing, soos wat hy in die verlede kon doen, of gaan die president sê, maar hierdie is nie noodwendig in ons belang nie, en dis nie die regering se standpunt nie. Ek dink dit is ook die geleentheid waar ander partye binne die regering van nasionale eenheid ingetrek behoort te word en die geleentheid moet kry om 'n inspraak te kry in wesenlike besluite oor Suid-Afrikaanse buitelandse beleid. En wat dit moet onderlê is nie ideologiese standpuntinname en historiese standpunte nie. Wat is Suid-Afrika se belange? En dit is nie die elite in die ANC se belange nie. En daai moet van mekaar onderskei word. Hoe dit gaan uitspeel en waarheen dit gaan sal 'n mens moet sien. Die onderliggende is, en ek kry so die idee as ek na Mbalula kyk die afgelope 10 dae, dat hy nou probeer om sy posisie bietjie te versterk as 'n toekomstige leier. Ongelukkig kies hy die verkeerde fokusse en hy kies die verkeerde kwessies. Hy gaan nie daardeur iets positiefs bereik nie, want die gevolge gaan negatief wees. En dit gaan baie duidelik en maklik wees om dit aan hom toe te skryf. Wat ek dink op die kort termyn baie belangrik is dat die kapasiteit in die missie in Washington versterk moet word, die amptenare. Die Dirkou amptenare wat daar is, die tweede in bevel wat nou waarneem is 'n persoon met lang ervaring in departement van handel en nywerheid. Nou dit is positief. Dit beteken hy kan die klem plaas op ekonomiese interaksie en ekonomiese belange. Maar daar moet meer sulke mense wees. En ons weet die missie het nie goed presteer tot nou nie. As gevolg van 'n swak ambassadeur wat aangestel is, wat nie daar hoort nie, opgevolg deur Rasool wat 'n groot fout was. Ek is een van die mense wat toe hy aanvanklik aangestel het gedink het, dis 'n verbetering op die persoon wat daar was. Hy het 'n termyn gehad, goed duidelik kon hy nie die temperatuur lees nie, hy het totaal uit plek gewees. Lyk vir my hy het nog gedink hy's in die Obama era en hy kan links amper van die Obama se sentristiese benadering funksioneer. Dis die verkeerde benadering gewees nou. En om te sê ek dra hierdie uitskop as 'n kenteken van eer, dit is stommiteit. Dis jammer, maar dit wys vir jou die arrogansie en die hoëvaardigheid waarmee hy optree. Dis nie in belang van Suid-Afrika nie. Hy het die president in die verleentheid gestel, uit Suid-Afrika in die rug gesteek. En dit behoort aan hom gekommunikeer te word. Hy het nie enigsins iets gedoen wat hom of Suid-Afrika tot voordeel of tot eer strek nie. Wat hy gedoen het was ondiplomaties, onprofessioneel en onaanvaarbaar. Hy is nie die enigste diplomaat wat hierdie fout gemaak het nie, né? Ons moet onthou begin Maart het Nieu-Seeland 'n hoofkommissaris uit Londen teruggeroep. Omdat hy by 'n geleentheid wat geslote was, Chatham House, 'n vraag gevra het wat 'n refleksie op president Trump se interpretasie van politiek in die geskiedenis was. Nieu-Seeland se regering het gesê, dis ondiplomaties, dis onprofessioneel, jy word teruggeroep. Nou die hoofkommissaris wat teruggeroep was, is die vorige minister van buitelandse sake. So hy's 'n politikus, maar hy's 'n kundige. So dis nie net in Suid-Afrika waar hierdie goed gebeur nie. Maar jy het nie die persoon in Nieu-Seeland gesien teruggaan en 'n helde ontvangs kry en sê, ek dra dit met trots nie. Dis 'n skandaal wat uitspeel
In die geval van Suid-Afrika, dit mag nie gebeur nie. En dit mag nie genormaliseer word nie. Ek dink dit is nou maar net dit. Jy is ingeskakel op Fokus saam met my Anton Meyer, my gaste hier vanaand Roland Henwood en Connie Mulder. Connie, die EFF-leier Julius Malema het nou weer nie net die land aan die praat oor Kiel the Boer nie. Dis die lied wat hy nou weer op Menseregte Dag gesing het by sy samekoms wat hy gehou het om Menseregte Dag te vier. Maar dit het ook onder die aandag gekom van Elon Musk en Donald Trump. En hierdie keer is dit 'n klein bietjie anders, want die vergrootglas word op Suid-Afrika geplaas en soos jy nou genoem het, dit lyk nie asof Amerika gaan ophou met die optrede teen Suid-Afrika nie. En ek dink nie hierdie optrede deur Malema doen ons beeld in Amerika enigstens iets goed nie. Nee, kyk, ek is verbaas uit nou eers besef wat geleentheid lê voor hom. Impliserende Malema sukkel bietjie met relevantie die laaste ruk. Hy meeste van sy topbestuur is weg. Hy weet nie lekker waar om te posisioneer nie en sy rasboodskap het nie getref meer nie. En nou kom jy 'n krisis wat jy ruiterlik in 'n rassekrisis kan omskep, wat hy probeer het, maar nog nie geslaag nie. Maar ek dink is vir hom manna uit die hemel uit hierdie, wat sy ondersteuners betref, dat hy raak gesien is met hierdie lied sing en hulle het reeds, ek sien Karel Neels het vir ons verduidelik, hy sal Kiel the Boer sing tot sy laaste asem. Dis nou dieselfde posisionering gaan wees as ons sal teen Amerika opstaan en Malema gaan al die posisies wat die ANC vat net baie meer ekstreem vat. Maar dit word nou so 'n bietjie, julle sal nie vir ons sê wat om te doen nie, situasie. Die probleem is nie noodwendig Malema wat dit doen nie. Hy sou dit altyd doen. Dit was altyd op pad. Ek dink die groter kwessie is die feit dat die ANC weer eens so stil soos die graf was oor die sing van die lied. En dis uiteindelik wat polities die opslag gaan maak. Elon Musk se tweet oor Malema word maklik geantwoord deur 'n ANC-ambassadeur daar wat sê, dis 'n 6% party, moet nou nie te bekommerd raak nie. Maar die stilte en die rekord van stilte hieroor, in 'n atmosfeer waar die vraag is hoe sien julle hierdie minderheid? Ons dink julle wil hulle doodmaak. Is die regte antwoord nie om te gaan, wel, ons laat ouens maar toe om te sing oor hulle doodmaak, maar ons bedoel dit nie. En dit is deel van die groter wordende krisis. Hy's nou al, ek dink om te sê dis 'n klein rough patch wat Cyril gedoen het, is nie eers naaste by korrek nie. Hierdie is nou 'n volslag diplomatieke krisis, die grootste dink ek wat Suid-Afrika nog beleef het van 94 af. En jy sien baie duidelik dat die ANC geen benul het om hierdie te hanteer nie, want hulle sit nou in 'n baie moeilike situasie. Ja, hulle het nou al die president geskep dat hulle nie vir Malema aanspreek hieroor nie, want hulle self wil hou van die lied en hulle het al daai uitspraak verwelkom ook. Waar die werklikheid is, die ding moes eintlik al lankal na die rande van die samelewing toe geskuif word van self. Sy tyd is verby. Dit is nou, dit gee 'n aanstoot. Dit maak nie sin om hom nog te sing in 2025 nie. Maar die ANC het dit nie gedoen nie. Hulle het ook die lied al teruggebring met die meer radikale elemente wat hou van Malema aan kort gestel is. Hulle is baie ten gunste van Malema en dit speel nou uit internasionaal. Die interessante deel is dat ek weet nie of meneer Malema besef wat hy reg gekry het nie, maar hy maak dit baie moeilik vir die ANC om nou op begrotingsvlak met hom saam te werk met hierdie. Want hulle was op pad soontoe. Hulle het al dit probeer gebruik as geloofwaardige dreigement vir die DA. Maar dit sal absoluut katastrofies vir die ANC wees as jy internasionaal niks sê oor nie en dan die oue minister maak kort daarna. Daai kolletjies verbind te maklik in Washington. Wat sê, ons sê julle wil hierdie minderheid uitmoor. Julle sê vir ons julle doen nie. Die ou sing hy wil die minderheid uitmoor en julle beloon hom, julle maak hom minister van iets of selfs naby aan die presidentskap of iets in daai lyn. So Malema het daai deel gesink, maar het korttermyn relevantie gewen. Hy gaan nou onder 'n sekere element van die ANC kieserskorps en dan van jou breër kieserskorps gaan hy nou weer uiteindelik bietjie in die kalklig wees, want dis wat hy desperaat gekort het. Ek is bevrees wel, ek dink die tyd vir sy spesifieke tipe politiek het die einde bereik. Hy die mal fokus op ras en ras alleen is net nie meer regtig, kry nie meer steekrag in Suid-Afrika nie. Die ANC self besef dit. Hulle probeer ook al so 'n bietjie begin wegbeweeg van dit af, waar Malema nog vol in dit ingaan. So hierdie is dalk die laaste hoera van Julius. Vir ons as Afrikaners spesifiek, dink ek al die internasionale aandag, paradoksaal as dit mag klink, maak ons veiliger. Impliserende, hierdie sou geen nuus gemaak het internasionaal laas jaar as hy dit gedoen het nie. Natuurlik die vorige keer dat hy gedoen het dit nie regtig nie. Ja. En nou is dit internasionaal, maak dit opsprake. So hoe meer Malema sulke goeders doen, hoe meer beweegruimte gee dit Afrikaners dan nou om
die goed wat ons werklik grief te kan probeer aanspreek of goed in plek sit of strukture daar sit, wat doen wat ons wil hê, wat is bietjie meer kulturele autonomie, ons soek ons instellings, ons soek ruimte en ons soek 'n einde aan wette wat nie werk nie, nog steeds op ras diskrimineer. Daai goed. Elke keer wat Malema uitsprake maak, maak dit ons saak sterker. Al plaat dit jou en al maak dit mens al senuweeagtig as jy nou sien na hele stadion wat Singerolio wil vermoor. Dan terselfdertyd moet jy besef dis 'n klein party, dis nie die regering nie en hy verlam die regering want hulle kan nie teen hom lekker optree nie, maar dit maak gee vir ons geleentheid as jy nou dink as 'n nasionale dialoog kom. Dis die tipe ding wat mense definitief daar sal moet kan bespreek. Sê luister kerels, julle sing oor ons doodmaak en dan wil julle hê ons moet saamwerk. Is 'n moeilike plek wat gaan aan en elke keer wat hierdie spesifieke rigting is, versterk dit ons. Die ander ding wat dit reg kry, tussen Rasool, tussen Mbalula, tussen Ramaphosa se Foreign Policy Journal, tussen Malema, is die misinformasie kwas is besig om baie vinnig sy mag te verloor. Want dit was die ANC se plan was, dis daai klomp regstes wat nou gaan vertel het wat hier aangaan. En dag na dag met elke voetfout wat hulle maak, begin dit baie duidelik raak, internasionaal reeds, maar plaaslik ook meer is, het is nou nie Afriforum wat dit gaan doen het nie. En ons het nou al hierdie gedoen en nou verdedig julle hom en al die goedjies. So dit weer eens skep 'n baie ander dinamika wanneer die noodwendige gesprekke begin oor hoe los ons hierdie probleem op en hoe gaan ons vorentoe as Suid-Afrika, want ons kan kwaad wees vir mekaar, maar ergens volgende jaar of kom ons sê na November is ons nog steeds in die land en die G20 nie meer nie. En volgende jaar, as dit nie volgende jaar is, oor 4 jaar is Trump nie meer president nie. Ergens gaan ons weer moet begin met mekaar praat en sê okay, maar hoe bly ons nou saam? Wat is nou nodig en wat nie? En al hierdie goed skep meer ruimte vir Afrikaners en Afrikaner instellings op daai punt om gesprekke in 'n sekere rigting te kan probeer druk. Roland, miskien net aansluit. Ek dink die belangrike ding is die ruimte vir verskillende boodskappe stuur wat die ANC baie goed gedoen het tot nou toe raak al hoe minder. Die president kan nie een ding sê by 'n gehoor en 'n toespraak en môre iets anders nie. Selfs die jong president kom mense agter begin al hoe meer kom ons sê die middelargument van die ANC voer, die sentristiese ANC boodskap. Daar's nie meer verskillende boodskappe wat op verskillende plekke gegee word nie. En die rede is dood eenvoudig. Daai boodskappe word almal baie wyd versprei. So daar's baie meer druk en die vryheid om te manipuleer word kleiner. Die ander dimensie is natuurlik dat Malema soek relevantie, ek stem saam. Hy sit met 'n party wat al hoe kleiner word, wat sy relevantie onder geweldige druk kom en sy enigste manier van reageer is radikaal. Maar hy het nie meer noem dit maar die breinstrust wat hy gehad het, wat daai boodskappe kon vertaal en verfyn en uitstuur nie. So hy het 'n werklike dilemma. Ons sien hoe MK se organisatoriese vermoë begin verbeter, so hulle begin beter presteer in verkiesings waar hulle nie goed presteer het nie. En die EFF doen al swakker en swakker. Die interessante vir my is, en ek stem saam dat 'n mens sou graag wou sien dat daar een of ander uitspraak, rigtinggewing kom, maar wat wel belangrik is dat alhoewel die ANC histories die lied opeis, het hulle baie lanklaas die meegedoen aan die sing daarvan. En dit is dood eenvoudig omdat die ANC gesê het, goed, dis histories deel van ons erfenis, maar dis dalk nie nou meer die tyd om dit so te gebruik in ons politiek nie. So daar het tog 'n boodskap deurgekom en natuurlik wat Malema nou doen en ek stem saam, hy maak dit vir die ANC al hoe moeiliker om niks te doen nie en om met hom saam te werk. So daai dreigement teen die DA is eintlik besig om so 'n bietjie van sy legitimiteit te verloor. En die ANC sit dan met twee opsies. Hy gaan met die DA en ander in die regering van nasionale eenheid bly saamwerk, of hy gaan na die MK moet begin kyk. Wat nie 'n beter opsie is nie. Veral nie vir die ANC van Cyril Ramaphosa nie. Maar dit beteken daar's werklike druk wat ook in terme van die binnelandse politiek begin ontwikkel op die rolspelers in die regering van nasionale eenheid, almal van hulle, maar veral op die ANC en die leierskap van die ANC. Jy luister na Fokus saam met my Anton Meyer, my gaste Roland Henwood en Connie Mulder. Roland, ek gaan by jou begin met ons laaste gesprekspunt, die ANC wat nou ook genoem het dat hy uitreik na ander partye soos die EFF, die MK party. Ons het nou net daaroor gesels. Maar hierdie gaan nou oor die begroting. En die ANC wat
wat eintlik reeds in 'n baie moeilike posisie is wat die begroting betref. Ek sien hulle maak al die sommetjies as jy die Sunday Times artikel lees, dan kyk hulle regtig hoe gaan hulle hierdie begroting deurkry. Hulle kort 200 stemme daarvoor uit die 400 in die nasionale vergadering. En hulle gaan soek hard. Ek dink hulle kyk of van die skoonmakers daar dalk nie dalk stemreg het om te help om hierdie begroting deur te kry nie. Maar dit is interessant dat hulle buite die raamwerk van die regering van nasionale eenheid begin kyk na ondersteuning vir hierdie begroting. Wat beteken dit vir die toekoms van die RNE? Ek dink daar's vir my 2 lesse wat daar uit staan. Die eerste een is dat die ANC is onder geweldige druk en sy benadering in die regering van nasionale eenheid is verdeel en heers. Dit is wat hy gedoen het. Baie suksesvol. En al die ander partye is amper vasgevang daarin. Nou sit hy met 'n begroting wat hy nie deurkry nie en hy sit met sy verdeel en heers opsie is nie sterk genoeg nie. So wat maak jy nou? Jy moet 'n begroting hê. Ja. Want as hy nie 'n begroting goedgekeur kry nie, dan het hy 'n 4 maande leeftyd. Daarna is daar nie regtig, ek meen 10% van die vorige begroting maand tot maand kan jou nie help nie. So dan gaan jy verkiesing moet hou. En die ANC kan nie nou in 'n verkiesing ingaan nie. So nou moet hy begin kyk na wat is die ander alternatiewe as ek die begroting moet deurkry. Baie duidelik het die DA nou hakke ingekap op 'n klompie goed en daar's baie bespiegelinge oor wat dit alles is en wat die ooreenkomste is en die ANC probeer dit verdag maak. Ek dink die basiese beginsel is die ANC kan homself nie so ver kry om uitgawes te besnoei nie. Dit is die wesenlike probleem. So hy moet inkomste verhoog en dis waar die DA nou knyp en sê ons gaan nie dit toelaat nie. Ons sal sekere verhogings in belasting steun vir 'n jaar, maar dan gaan julle die volgende moet doen. Nou die ANC sê hulle sal dit doen. Stem net in vir die begroting. Nou die DA daai les moes nou al geleer en die ander partye. Ons sal dit doen watter jaar. En ek dink dit is waar die ANC nou sit. So die regering van nasionale eenheid het vir die ANC 'n geleentheid gegee om tot 'n baie groot mate nog te kan regeer soos wat hy wil. Nie 100% nie, maar tot 'n groot mate. En nou skielik kan hy nie meer nie, want daar's daar beginselbesluite wat geneem word wat daai vryheid van hom heeltemal inperk. En ja, Vryheidsfront, MK en EFF is dit die partye. Onthou as die DA loop, gaan die Vryheidsfront ook loop. Ja. Ten minste, daar's ander wat waarskynlik ook. Die IFP sal nie sommer loop hieroor nie, maar daar's ander wat gaan kyk en sê wag 'n bietjie. En die krisis wat die ANC mee sit aan die einde van hierdie proses. Hy wil belastings verhoog en BTW verhoog en die DA wat kwansys die party van ryk bevoorregte wit mense is een wat sê ons gaan nie dit doen nie want dit gaan die armes raak. So jy het 'n omkeer van rolle nou gekry en ek dink die ANC weet om dit te hanteer nie. So eerder as om die kompromis te maak, wil hy die DA probeer uitskakel. Maar dit gaan baie negatiewe gevolge vir die ANC op die langer termyn hê. Dit is interessant wat die EFF ook hieroor te sê gehad het, Connie. Byvoorbeeld, ons sal hierdie begroting steun as julle ontslaa raak van die DA en die VF+. En daai wat Roland nou net genoem het, skielik word die EFF ook nie meer die party wat die arm Suid-Afrikaner verteenwoordig nie. Nee, en dit is getrou aan wat die EFF wil hê. Is eintlik wat hulle sê is julle moet die wit partye verwyder. Dis wie moet gaan, dan kom ons in. Vir die ANC self is dit, ek weet nie, eerste ding wat mense moet noem is vir die eerste keer kom jy agter hulle is regtig te dun gesprei met senior bevoegde mense. Hulle kan nie by al die krisisse mee uitkom nie. Daar is te veel. En dit sien jy nou hier uitspeel. Die grootste krisis tans is hierdie begroting vir hulle want dis wat Roland 'n bietjie aan geraak het, maar die gevolge van nie 'n begroting deurkry nie is wanneer ek dink ons sê dis die einde van die ANC, is dit nie oordryf nie. Dit sal beteken jy moet 'n verkiesing hou realisties, 'n vroeë verkiesing waarin die ANC 30% gaan kry volgens alle aanduidings. Wat beteken jy gaan dalk volgende keer in 'n koalisie ingaan as die junior vernoot met ander ouens. En wat ook al jy nou het, moet jy hou. So hulle grom dreig, maar die party wat die minste kan bekostig om die RNE te verloor is die ANC. Hulle kan dit nie bekostig op enige vlak nie. So hulle probeer nou maar onderhandel. Die tweede een is hierdie is 100% hulle verdiende loon. Hulle het hulle koalisievennote in die rug gesteek, bevark met Bella, met onteiening en net
gereageer asof hulle alleen regeer selfs met internasionale beleid of buitelandse beleid, het hulle al hulle politieke kapitaal gebruik op hierdie. En nou skielik kom hulle agter maar hulle het die DA nodig. Hulle kan nie sonder hulle begroting deurkry nie. Die DA slaan hakke in met rede, want hulle sê jong, ons vertrou hulle nie meer nie. En ons soek nou bewyse dat hierdie volgende goed gedoen. En ons is nog nie klaar oor onteiening gepraat of oor al die goed nie. Ons gaan sommer dit nou weer insit. Nou sê Mbalula, ag, is baie onbillik. Dit is eintlik laagwekkend om te dink dat hy regtig dink in 'n onderhandeling oor politiek is dit nou onbillik. Jy mag seker goed nou nie vereis nie. Hoekom nie? Dis mos nie hoe dit werk nie. Jy kan enigiets vereis. Jy kan enigiets bysit. Vir die ANC is die groot risiko as hulle saam met die EFF gaan, wat ek dink regtig onwaarskynlik is. Die ANC, EFF en PA is genoeg om dit deur te kry en hulle mag dit doen. Maar dit is vir al drie daais, dis 'n gifkelk wat jy drink, as jy die party is wat BTW lig. Is dit vir die EFF, dis die einde van enige ons is pro-armes. Vir die ANC weet hulle kan nie alleen dit doen nie, daar gaan geweldige gevolge wees. En die PA self, ek dink meneer McKenzie sal baie sukkel om by sy kiesers te verduidelik, julle betaal nou meer. Ek dink as ek in die rede mag val, die punt hier is as die EFF en die ANC of enige groepering BTW verhoog sonder die DA, het hulle 'n geweldige legitimiteitskrisis, want dan lyk dit net eenvoudig baie sleg. So my argument, ek dink nie die ANC kan bekostig om die DA te verloor met die begroting nie. Presies dit. En kyk, as hulle dit sou doen, dan is dit die einde van die regering van nasionale eenheid. Dan dit is altyd die toets, is kan jy 'n begroting deurgee? Want 'n begroting is prakties jou agenda as regering. So as jy nie 'n begroting kan deurgee nie, dan is jy nie 'n regering nie. Dan kan jy nie eintlik regeer nie. Dit is tog teleurstellend dat die ANC so vinnig besluit het, maar hulle gaan begin buite vry. En dit is 'n baie moeilike presedent wat hulle stel, wat ek dink nie hulle verstaan eers. Maar ek kan agterkom as nie langtermyn beskouing op hierdie ding nie. Hulle gaan buite gaan vry. MK gaan nie die begroting steun as Ramaphosa president is nie. Dit bly hulle vereiste vir inkom. Die EFF gaan sê skop die DA aan die Vryheidsfront uit. Maar ek dink hulle sal op die laaste nog steeds uitspring. Hulle wil net die RNE sink. En as jy bereid is om met die EFF 'n deal aan te gaan, het hulle gekry wat hulle wou, dan gaan hulle gaan reg. Jy was bereid, sink die ding, ons gaan nog steeds nie vir hom stem nie en dan is dit mosie van wantroue tyd. Kort daarna. So ook die einde van Ramaphosa. Is ook die einde van Ramaphosa daai. So in kort kom dit neer op hulle gaan moet saam met die RNE dit doen. Hulle weet dit. Maar hulle het nou die ekkie oopgemaak vir as jy bietjie ongelukkig is met jou RNE vennoot, dan begin jy buitekant vry. Wat die hekkie die deur oopmaak vir mosies van wantroue in Gauteng en in Natal, wel ja, in Gauteng spesifiek, baie vanaand in Lesotho wat die DA kan sê nee, ons stem nie saam met die man nie. Julle het gesê ons kan met ander partye saamwerk, nou doen ons dit. En nou kry ons daai uit die weg geruim. Want dis die ander ding wat op die spel is vir die ANC. As hulle nie die begroting deurkry nie. Gestel hulle kry die EFF in, dis nie genoeg om in Gauteng te regeer nie. Die EFF en ANC is nie genoeg nie, hulle gaan Gauteng verloor. En in Natal is hulle weg, hulle is die junior vennoot daarso. Hulle gaan nie Natal kan kry nie en MK gaan dan saam met die DA of saam met die IFP, MK en die DA gaan baie moeilik saamgaan, maar MK saam met 'n paar ander neem Natal oor. So dit het enorme gevolge vir die ANC. So dis so 'n bietjie MK en die IFP kan Natal oorneem. Ja, nee presies dit. So dis 'n bietjie 'n grom dreig, maar hulle kan niks van daai dreigemente uitvoer nie. Dit lyk of die DA uiteindelik besef het, net soos wat die DA die ANC nodig het vir die RNE, die ANC die DA nodig. Daar is regtig niemand anders nie. Hulle kan niks anders doen nie. Wat my verbaas hiervan is dat die DA nog nie baie sterker uitgekom het met die ANC veroordeel wat vennote buitekant soek nie. Ek dink jy kon kliphard op hulle neerdal sê, dis nie hoe dit werk nie. Julle kan nie nou, ons het 'n ooreenkoms, ons is saam in 'n regering. Julle kan nie nou begin sê nee, maar nou soek julle oral buite vennote wanneer ons saam is nie. En dat jy baie harder amper posisie inneem wat sê ons moet met mekaar praat, ons gaan nie met buitepartye praat oor dit nie. Net omdat julle nie hou van wat julle moet doen nie, beteken nie jy kan nou wegloop en elders gaan soek nie. Want wat hulle doen is hulle speel Russiese roulette met die land nou. Hulle laat dit klink asof die RNE gaan sink, maar as die RNE sink is daar enorme ekonomiese gevolge. Daar is al hierdie goed, dis tans al wat hy dis ironies, as al wat hy by Davos gaan verkoop het, is ons het 'n RNE wat ekonomiese groei gaan beteken. Jy is bereid om dit alles op te offer vir wat? Want jy wil nie 'n bietjie besnoei nie. En dit is nie so moeilik nie. Jy kan los jou rasfonds, dis 20 miljard wat jy reeds spaar, dan is jy amper daar. Die ander en die kieswet het dit herhaaldelik laat klink. Hulle kan dit invorder as jy ons bietjie meer befonds, maar dan gaan ons leefstyloudes doen en die vetkatte begin inkatrol. Maar daai is nie 'n ongewilde posisie in Suid-Afrika nie. Op geen punt nie. Dis dalk ongewild vir die ANC, maar
die gemiddelde Suid-Afrikaanse burger gaan nie omgee as daai tenderpreneur met sy 30 Maseratis meer belasting betaal nie. En dan kan jy met die staatsdiens gaan onderhandel vir sê luister ons nou op punt 5 of iets in daai lyn, nie niks nie. Dan is jy daar. Die ANC het letterlik gegaan, ons is meer bereid om die kernopsie te vat van die R&E sink en dit as om net 'n bietjie slim politiek te probeer bedryf. Op daai noot sluit ons vanaand se fokus af. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak volgende week dan weer so. Baie dankie Roland, baie dankie Connie vir julle deelname. Dit was heerlik om weer te gesels.